Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Johannes 9 uit. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Daar's ook ander weergawe van hierdie vertellinge in ander evangelies, maar ek het spesifiek vanoggend Johannes 9 se weergawe gekies om 'n spesifieke rede, want hier praat Jesus so mooi oor die lig en die donker, oor mense wat kan sien en mense wat nie kan sien, fisies maar ook geestelik gesproke. Ons is 'n bietjie dieper in die half om die teksgedeelte in ons diens volgende in die boodskap. En ons tema gooi gou 'n bietjie terug, die lig van die wêreld sodat blindes kan sien. En ek wil sommer gou klaar so voorlopertjie gee van die boodskap. Die blindes is nie ander mense nie. Dit is ons, dis ek en u. Maar ons verligte blindes, ons blindes wat jy kan sien. Ons vra dat die Here se woord vir ons sal beweeg. Heilige Gees, in hierdie oomblikke met die Bybel oop voor ons, wil ons as 'n gemeente vir u kom vra dat u met ons sal praat. Here, soos ons reeds gesê het, in ons skuldbelydenis, ons verdien dit nie, maar Here tog, uit die goedheid en uit die vaderskap uit, kom deel met die kinders vanoggend 'n stukkie waarheid. En verlig ons. Here, kom open ons oë, ons ore, ons verstand, ons hart, sodat ons verander kan word. Ja, verander kan word om meer soos Jesus te lyk. Ons bid dit dan ook in sy naam as ons vra, spreek dit, die dienaars en dienaresse luister. Amen. Johannes 9 spring weg daarso in ek dink kom ons lees van vers 9 af daar. Ons lees van vers 9. Nee, vers 1, excuse, of vers 1. Opstel as Jesus genees 'n man wat blind gebore is. Terwyl Jesus regstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie. Maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy in die grond, op die grond maak, en die spoeg 'n klein klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë, en sê vir hom, gaan was jou op die Siloam pad. Siloam beteken, die een wat gestuur is. Hy het gegaan om gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy diere en die ander mense, wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle gesê, dit is hy. Maar party gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra hom, maar hoe het jy ooit dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het ek die klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, was die antwoord. Die Fariseërs vra die man en sy ouers volgende opskrif. Vers 13. Daarna het die mense die man wat eers blind was, na die Fariseërs toe gebring. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man se oë genees het.
Die Fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord, hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek. Party Fariseërs sê, hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbatdag. Maar van die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is sulke wondertekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Hulle sê weer vir die man wat blind was, wat sê jy van hom? Hy het ons nie oog genees. Hy is 'n profeet, het hy geantwoord. Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien, totdat hulle sy ouers geroep en vir hulle gevra het, is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Ons weet dat hy 'n seun is en dat hy blind gebore is. Het sy ouers geantwoord. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oog genees het, weet ons ook nie. Vra homself. Hy is uitgenoeg. Hy kan vir homself praat. Sy ouers het gesê omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het toe al klaar met mekaar afgespreek dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. En daarom het sy ouers gesê, hy is uitgenoeg vir homself. Vers 24. Die Jode het ook weer keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, praat die waarheid vir God, ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. Daarom het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel. Ek was blind en nou sien ek. Hulle sê vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oog genees? Ek het julle ons vertel, en julle nie geluister nie, antwoord hy. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil ons nie ook, sekerlik nie ook disippels van hom word nie. Toe skel hulle hom uit. Jy is 'n disipel van hom. Ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis daarom slaaks, sê hy daarom vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie. En tog het hy my oog genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Want ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oog van een wat blind gebore is, genees het. As hierdie man nie van God was nie, sal hy niks kon doen. Hulle sê vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en jy wil ons staan leer, en hulle wil uitverban. Vers 35. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitverban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Die man sê, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld gekom met die oog op beslissing, sodat die wat nie sien, kan sien, en die wat kan sien, kan blind word. Wat die Fariseërs wat blind was, het gehoor en hom gesê, ons is ons nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sê julle nie skuldig gewees nie. Want nou sê julle, ons sien, en daarom is julle skuldig. Ons skriflesing tot sover vanoggend. Geliefdes, ons as mense het hulp nodig. Ons het hulp nodig om te kan onderskei. Ons is nie eintlik vanuit onsself baie bekwam of bevoeg. Ons wil nie hoor nie wat so waarheid, om self besluite te maak nie. Dis hoekom dit so algemeen is, waar mense dom, simpel en op sy stupid besluite maak, met reuse gevolge. Partykeer is het wel beter geweet nie.
Maar baie keer weet ons van beter, maar kies ons tog om anders te doen. Ons het hulp nodig. As ek nie vir u verduidelik het van my prentjies, sou u dit dalk gesien het wees. Die Bybel die verhale wat ons daarin lees, sien ons iets raak. Let op hierdie gedeelte, hoe sin speel, dit op die vermoë om te kan sien. Ons kan dink aan die fisiese gebrek, die man wat blind gebore is, wat sy oë nie kan sien. Maar dan gebruik die Here Jesus hierdie as 'n beeld om 'n ander groter waarheid bekend te maak. En dit is dat baie mense, en ons ontwys in 'n sekere sin, geestelik blind is van die mense van Jesus se tyd en die mense van vandag erken nie altyd die Messias nie. Sien nie vir Jesus raak vir wie hy werklik is nie, of sien hom dalk raak, maar wil hom nie eintlik werklik daai koningskap in hulle lewe gee nie, want dit vra dalk te veel. En daar's baie faktore wat vir mense blind maak. Baie goed wat inspel. Die blinde man kan nie sien en hy word genees. En wanneer hy uiteindelik sien, is dit asof daarvan 'n nuwe wêreld oopgaan. Nie net wat sy sig betref en sy aardse oë nie, maar dis asof hy stelselmatig tot geestelike insig kom. En geestelik begin sien wat ander mense dalk nie raak sien. En die Here sluit vir hom 'n totale nuwe wêreld oop, fisies, maar ook geestelik. In Genesis, onthou die woord waarmee Genesis begin, in die begin. En so begin die evangelie van Johannes ook, as we daarna hoofstuk 1 toe blaai, is welkom om te doen. Dit begin ook met in die begin was die woord daar. En die woord was by God en die woord was self God. Hy was die lig wat aan die wêreld gekom het. Om die mense te verlig, wat die mense te doen, die duisternis lief gehad. Nou sê Jesus weer hierso self van homself in vers 12, hoofstuk 8. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die lig wat lewe gee. Geliefdes, ons kan nie anders as ons hierdie pragtige vertelling lees, onsself soort van in die skoene te sit van een van die rolspelers wat hierso is. Mens doen dis deel van 'n verhaal en jy leef jouself in. Kom ons kyk na die reaksie van die rolspelers daardie dag, waar Jesus die wonderwerk, die wonderlike dinge met die arme blinde man, die arme man se lewe doen, wat hy kan sien. Die disippels, wat is die disippels se reaksie? Onmiddellik wil hulle weet, Rabbi, Jesus, leermeester, hierdie man wat nou hierso so sit en blind is hy blind omdat hy sonde gedoen het of sy ouers sonde gedoen het? Geliefdes, ek kan nie vir u vertel hoe baie mense, Christene, en ek wil dit maar sê goeie Christene, maar selfs ganse kerke of gemeentes en pastore of dominees verkondig nog hierdie ding van die kansels af. En mense glo dat as jy iets so siekte beleef, of beproewing, of iets van skeef in jou lewe, of jou kind word in 'n gestremdheid gebore, of wat ook al, dat dit om een of ander rede nou is as gevolg van die sonde van jouself of van ander mense. Dit is dus nie ons vir God ken nie. Sal 'n goeie vader dit aan sy kind doen? Jy is so stout gewees, jy het 'n Sondag, so nou kom die teestoet by jou. Die Here straf ons nie vir ons nie. En as die Here straf, as iemand die Here straf ons nog, waarvoor was die kruis van Jesus gewees? Hoekom het God mens geword en ons plek aan 'n kruis gemaak? Kijk, hulle het nie gedaan. Dan sit ons verniet. As jy nog punt is waar jy sê, maar ek voel die Here straf my, so las is so swaar om lewe.
dan besef jy waarskynlik ook nie daar lê 'n ewigheid voor van sondeloosheid, 'n tydperk, 'n era waar daar nie siekte, doodpyn, hartseer sal wees nie, waar God self die trane van ons oë sal afdroog. Maar as jy nog onseker is daaroor, is nie half soos om Jesus se hand wat ons uitreik. Jesus se hand wat streekwoordig die modder op ons oë wil smeer om ons te laat sien. Dat ons daai hand weglaat en sê, nee Here, baie dankie, ek is reg, ek wil maar in die donkerte, in die duister rondtas. Ek wil geestelik blind wees. Ek wil nog steeds glo, dis sonde of wat al die toestand veroorsaak. Dis die disippels se gesteldheid. Liewe kind van die Here, moenie dat dit jou moet wees nie. Die Here het sy lewe vir jou gegee, sodat jy kan leef, werklik kan leef. Moenie blind wees vir die feit. Volgende rolspeler. Wat sien Jesus? Wie sien Jesus? En ek dink dis ingesteld dat ons self moet probeer. Jesus sien hierso 'n mens, 'n kind van God. Nie 'n halfverdiende sondaar, hy sien die mens daar. En hy kry jammerheid, simpatie in die mens wat blind is. Die mens wat blind is, fisies, maar ook die mens wat blind is, wat nog nie die lig is nie, wat vasgevang is in die duister, geestelike duister, waar hy nog nie vir God kan raak sien, maar nog nie Jesus kan raak sien as die verlosser. Kan ons nie maar ook so na mense kyk nie? Die Fariseërs, hulle reaksie op 'n rolspeler, hulle oordeel onmiddellik. Hulle sien ook iemand raak wat om een of ander rede verdien hy mos om blind te wees. Dis wel, hy is eintlik verantwoordelik vir sy eie gemorsaamheid. Ons as Christene moet so maak. Ek kan sien, ek is 'n kind van die Here, ek is 'n kerkmens. Kyk al die sondaars daar buite, kyk wat doen die mense. Hulle verdien sommer eintlik om hel te gaan. Hulle verdien eintlik om die gemorste se kwale is. Dit is nie waar die Here Jesus ons probeer. Dis nie wat hy ons leer en wys in hierdie verhaal nie. Kom ons volg sy eie hande. Jesus in die mens raak. Hy buig neer na hom. Hy doen iets aan daai persoon se situasie. Hy genees hom. Hy laat hom sien. Fariseërs veroordeel. Hulle is vasgevang in 'n ou wettiese godsdienst. Dat hom moets en moenies. Jesus het op die Sabbat die man genees word. Maar ons weet ons Ou Testament sê, jy mag nie op die Sabbat werk of iets doen nie. Hulle sien nie God se hart gehad nie. Hulle kyk vas in iets anders. Jesus sê, solank dit op dag is, moet ons werk. Moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Ons dink onwillekeurig Efesiërs 5:16. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Sien geleenthede raak om die koninkryk van God aan mense te bring, om die lig vir mense te bring. Daar's baie geleenthede. Jy hoef nie ver te gaan soek. Daar is die geleentheid of die persoon wat die Here vra dat jy moet aanraak. Daar langs jou vanoggend in die kerk. Die man wat genees is, wat sien hy? Geliefde, daar plaas jy jouself in sy skoene of sandale. Sandale gedra dat. Plaas jy jouself in die blinde man se skoene. En kyk hoe ontvou Jesus stukkie vir stukkie aan hom die lig, die koninkryk. Eers sien hy met sy aardse oë. Dan, as die Fariseërs hom vra, wie het jou genees? Dan sê hy, ek ken nie die man nie, ek weet nie waar, maar ek het genees. Dan sê Jesus is 'n profeet.
En dan uiteindelik verskyn Jesus self aan hom. En kan hy nie anders as om die belydenis te maak nie. Hierdie man is die seun van die mens, die lang verwagte Messias, die een wat die kerkmense, die dominees van die tyd, die Fariseërs, nie die vermoë gehad het om raak te sien as God se gestuurde, as die verlosser van die wêreld, die lig. Maar hy sien dit raak, want die skille het aan sy oë afgeval. Wat is dit nie? Wat het die middag om te sien? Roep dat ek volgende, Here Jesus, wil ver nie oorkom. Hy sal, as jy vra, ek beloof dit vir u, hy sal die oog open om die waarheid te sien. Want dit sal kos dat jy wegkyk van jouself af. Jou eie wil, jou eie selfsugtige mens, een kan besluit, en fokus op sy wil, God se wil, wat Jesus wil vermag, deur my, deur jou. Geliefdes, ons moet sê, ons lewe in 'n goddelose tyd. Ons lewe in 'n donker tyd. Mense is in die duisternis. Ek wil glo, ons het die lig gesien. Ons oë is geopen. Wat doen ons daarmee? As dit ons nie tot aksie laat teruggaan, as dit nie maak dat ons ander mense raak sien, dan het die evangelie waarlik nie in u lewe sy doel bereik. Hoor vanoggend, as die Here Jesus vir jou kom sê, volg my, bely dat hy die Messias is, en volg hom. Dit sal met ons doen. Here, ons wil as gemeente dan saam sê, amen. Op die leerstellinge van Jesus, Here, wat daar meer op sy voorbeeld. Ons besef vanoggend, ons kan nie anders as om werklik vir u ons hele lewe te gee. Want dit behoort in elk geval aan u. Here, ons vra in die eerste plek vir onsself. Open ons oor elke dag weer opnuut. Dat ons kan sien wat u vir ons wil wys, dat ons die heerlike lig kan sien. Dat ons nie langer in die donker sal rondtas nie, rondploeter nie. Want vir ons het genesing gekom, vryspraak, 'n nuwe lewe, 'n ander manier van lewe, 'n ander manier van dink en optree en Here, jouself voel met ons hart teenoor ander mense. Here, dat ons ander sal raak sien en help dan vir ons om selfs vir u in die ander raak te sien. Daai mens wat u gemaak het, daai mens wat na u beeld geskep het, maak nie saak wie hy of sy is nie. Al is dit 'n blinde bedelaar wat langs die pad sit en vra vir 'n kleerhandjie. Die ons Vader en ons dan ook om sommer hier in ons onmiddellike midde mekaar raak te sien. Ons is besig met dit. Die ouers werk hard om kos op die tafel te hou. Die kinders skryf eksamen. Daar gaan verby wat ons mekaar skaars nie oopheid of twee woorde met mekaar praat. Here, help ons dit vir ouers om hulle kinders raak te sien. En kinders om hulle boeties en sissies raak te sien. En hulle ouers raak te sien. Dat hulle werklik sal sien, Here. Dat ons sal tyd en moeite maak vir mekaar sodat die liefde sal lewe. Ook in die kerk. Daai kerk in die klein, ja, in die gesin. Here, ons bid nie net vir ons gemeente nie, maar ja, Here, vir kerke in die dorp en in die land en die wêreld nie. Here, dat u lig al die helderder sal skyn. Doen dit op u eie manier, Here, dat mense tot bekering mag kom. Dat hulle kan sien, u is God, dat hulle kan sien, Jesus is die Here. En daai belydenis wat ek hulle mond en hulle hart kan maak, sodat daar baie mense gered sal word. Gebruik vir ons daarvoor. Ag Here, so met die oog op die toekoms, die groot eendag wat sal aanbreek, as u terugkom om ons te kom haal. Dankie sommer van die lekker van die lewe en hier en nou.
Dankie vir die seën oor ons kuier en proefees, die bazaar. Dat daar baie dag soveel glimlagte en saamwerking en inspanning was. Ons weet, almal kon daar op 'n ander plek gewees het, en 'n ander verantwoordelikhede gehad. Ja, maar die lidmate was hier. Die wat in die stalletjies kom werk en gedien het vir u. Die wat die bazaar bygewoon het, almal wat 'n bydrae gegee het op een of ander manier, met hulle tyd, of hulle moeite, of hulle geld. Hier in die Bybel sê, ons het gelees, die seën die kind, wat sy lewe aan die oor, of die lewe vir die seën dis, Here, ons wonderlike, kragtige lidmate, ons woon wees. Here, dankie vir die mildelike reën wat geval het, dat ons gisterand so op die dak kon hoor die reën neerval. En ons weet, dis lewe uit die hemel uit. Ons sien uit om weer te sien hoe daai landerye wat geplant is, hoe die saadjies van kiem en nuwe lewe gaan kom. Here seën dan met hierdie landboujaar of vir elke nuwe boer. Here, laat die lig op ons harte kon val. Die lewegewende lig, open ons oë. Dankie dat ons u kan sien en mekaar kan raak sien. Ons bid hierdie dinge in die naam van die lig wat aan die wêreld gebring het. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.